Goeiemôre. Ek gaan my volgende afleweringkie, my volgende episode in hierdie ontluikende waarheid oor die tipe kerk wat Jesus bou, wil ek vandag praat oor die tipe kerk wat Jesus bou is organies. Organies word gedefinieer as iets wat kom van lewende materie, iets wat vry is van chemikalieë en mensgemaakte alternatiewe. So verbeel jou bietjie 'n kerk waar daar nie 'n geboufonds is nie, waar daar nie vaste geboue is om te onderhou nie. Verbeel jou 'n kerk of 'n gemeente waar daar nie vaste predikant is wat salaris moet verdien, of personeel, uitgebreide personeel wat salaris moet verdien elke maand nie. Of selfs 'n vaste program van Sondagoggenddienste of Sondagaanddienste of Sondagdienste nie. Geen jaarprogram wat slaafs nagevolg moet word in die gemeente nie. Geen verpligte tiendes en offerandes nie. Geen skeiding tussen die sogenaamde professioneles en die leuke nie. The so-called separation between laity and clergy. Party mense sal sê, dis so goed as om te droom van die dam, 'n plaas met 'n brandewindam. Anyhow, soos they say. So wat is 'n organiese kerk? En het ons 'n Bybelse skrif gefundeerde regverdiging vir 'n organiese kerk? Onthou net, Jesus het gesê, ek bou my kerk. Jesus het nie vir ons weggestuur en gesê, nou gaan bou julle my kerk nie. Of gaan julle en ek sal julle leer hoe my kerk te bou nie. Hy het dood eenvoudig gesê, op hierdie openbaring, Petrus, dat ek die Christus, die Seun van die lewende God is, sal ek my kerk bou. En ek glo hierdie kerk is organies, eerstens. Organies beteken dit bestaan uit intieme verhoudinge. Dis 'n deel van die Christus lewe wat ons in mekaar ontdek op grond van die verkondiging van die evangelie. En dis waarom ek in vorige boodskappe soveel klem gelê het op die apostoliese woord. Want ek glo dis net die apostoliese woord wat werklike openbaring van Jesus Christus bring. Iemand wat self aangegryp is deur die openbaring van Christus in hom, soos wat Paulus was. Toe die Vader behaag het om sy Seun in my te openbaar, het ek onmiddellik ook gesien dat Christus is in die nasies, en dit was my boodskap, dis waarmee ek gehardloop het, want ek het tot oortuiging gekom, dat as een gesterf het, het almal gesterf, daarom sien ek niemand meer na die vlees nie. En dis die hart van die apostoliese woord. Paulus sê by verskeie geleenthede, my mandaat, my roeping, my plig is om die geheimenis wat vir eeue lank verborge was, selfs vir die profete verborge was, nou bekend te maak, en dit is Christus in julle. Met ander woorde, om julle ware identiteit aan julle te openbaar. Nou hierdie tipe woord, die vrug van hierdie woord is 'n organiese uitdrukking, dis harte wat aangegryp is, harte wat brandend is, omdat hulle 'n lewende openbaring van Jesus Christus in hulle en in hulle medemens het. Omdat hulle openbaring het van die grootheid van die kruiswerk van Jesus, dat in Christus het almal gesterf, is die ou skepping as ware begrawe, is die wet met sy rekord en veroordelinge en boeke teen ons, en sy aanklagte teen ons is vasgenaal en vasgespijker in die kruis, en het ons saam met Jesus het 'n nuwe skepping verrys op die 3de dag, soos Petrus sê, 1 Petrus 1 vers 3, ons is wedergebore, wat ook letterlik kan beteken van bo gebore, deur die opstanding van Jesus Christus. Halleluja, die kruiswerk van Jesus is soveel groter as wat ons dink. Soveel groter as wat ons mag besef. Dit het kosmiese implikasies. Dit het universele implikasies. En ek wil nie nou te veel daaroor sê nie, want ek wil terugkom tot hierdie lieflike uitdrukking, die vrug van hierdie woord, van hierdie tipe bevrydende
insluitende woord, wat almal ingeslote sien in die groot versoeningswerk van God. Handelinge 2 vers 44 tot 47 gee vir ons net so 'n kykie in hoe die vroeë kerk geopereer het. En ek sê nie, ons moet presies op dieselfde manier, maar die idee dat ons, die tyd het nou aanbeweeg en die wêreld het meer modern geword, en daarom kan ons nie meer kyk na hierdie bloudruk vir kerk wees nie, is die grootste klomp nonsens wat ons kan praat. Wil jy vir my sê dat ons is nou verder gevorderd in ons kerkwees, in ons manier van kerkwees? Ek dink diep in ons eie harte weet ons, dit is nie so nie. En ons kan maar net begeer om kerk te wees, soos wat ons hier in Handelinge sien, kort na die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 2, vers 44 tot 47 sê, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar. Daar was 'n koinonia, daar was 'n intimiteit, daar was 'n verhouding. En het alles gemeenskaplik besit. Sien, hierdie tipe van beginsels moet uitgewerk word in 'n groep van gelowiges wat die waarheid van Christus in hulle verstaan. Maar ons verstaan iets daarvan. Ons Afrikaners veral is lief om jy weet, ons medemens te help en te sê, man, my grasnyer is ook jou grasnyer, kom haal my grasnyer, of ek vat my grasnyer, ek gaan sny jou gras. Maar ons sal hierdie al meer en meer sien tot vervulling kom in 'n kerk wat werklik op die ware fondasie van Jesus Christus en Christus in ons gebou is. Miskien kan ek vers 42 val nou hier so, kom nou so vinnig hier op voor my oë, en hulle het volhard in die leer van die apostels. Nie sommer enige leer, nie die leer van die gereformeerde tradisie nie, of die leer van die Pinkster tradisie nie, of die leer van die charismatiese beweging nie, of die leer van die Rooms-Katholieke kerk. Nee, hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap, die koinonia, die intieme verhoudinge en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Aanvanklik die apostels, ek glo later ook deur die gemeente, soos wat hulle meer apostolies in hulle uitdrukking van kerkwees geraak het. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit, en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Nou moenie hierdie beginsels probeer volg as jy nog nie 'n familie in Christus geword nie, as jy nog nie sit onder die geklank van 'n ware apostolies profetiese woord nie, as daai fondasie nie gebou is nie. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. Ja, daar was ook byeenkomste in die tempel, want dit was waaraan hulle gewoond was. Dit was hulle tradisie, dit was hulle kultuur. En van huis tot huis, en hier kom die verandering, brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ek sal my kerk bou. Die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Kom ons kyk gou na 1 Korintiërs 14 vir 'n verdere venstertjie in hierdie tipe van kerkwees, vers 18. Sê Paulus, en hier praat hy eintlik oor tale praat, en ek het spesifiek hierdie stukkie gevat, want ek wil sommer 'n stukkie lering hier oor tale ook inbring, waaroor ons later meer kan praat. Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal. Dis Paulus. Ek dink letterlik staan, ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal saam. Is 'n bold statement, as they say in English. Dis 'n redelike stewige stelling wat Paulus hier maak. Maar, in die gemeente, jy sien so dikwels verwar ons hierdie goed, ons sê, ja, maar ons moet nie in tale praat nie. Ja, nee, dis net sekere mense wat in tale kan praat. Maar dit daar gelaat. Die feit is, ek glo, God het vir almal, as almal die Heilige Gees in hulle, dan kan almal in tale praat. So dit is sommer die kort en die lank van die storie. Maar ek sê nie, dis 'n moed dat jy in tale moet spreek ten einde gered te wees, of ten einde te groei in openbaringskennis nie. Maar die punt wat Paulus hier probeer maak is, in die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand spreek, om ook ander te onderrig as 10.000 woorde in 'n taal. Paulus bring balans, Paulus bring orde
in 'n situasie waar 'n klompie onvolwasse Christene waarskynlik gedink het, ek kan in tale praat, ek moet nou seker in die gemeente ook my tale spraak oefen. Maar Paulus sê, nee, dis nie hoe dit werk nie. Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand. In die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle nie na my luister nie. Dit was ook vir die Jode 'n teken. Dit was 'n teken dat die Babyloniese tyd verby is, toe die tale verwar is daar. Nou het God 'n nuwe ding kon doen, die Heilige Gees nou uitgestort op alle tale, alle nasies, en dit wat voorheen verwydering gebring het, bring nou weer by mekaar. Die taal is dus nie 'n teken vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. Nou hoor nou waaroor praat hulle. Bring dit nou na ons tipe vorm van kerkwees. Ons weet nie waarvan die man praat nie. Waarom? Omdat ons so ver afgedwaal het van die apostoliese woord. En die tipe kerk wat Jesus bou, want ons het begin bou. Ons het menslike idees begin inbring. As die hele gemeente dan saam vergader het, en hulle sou almal in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal nie sê dat julle kranksinnig is nie, heel waarskynlik. Maar as al profeteer en daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel, en so kom die geheime van sy hart aan die lig. En so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Sien nie die dinamiek, die krag van hierdie tipe gemeenskap van gelowiges, waar daar 'n profesie kom, waar God se woord begin opborrel uit mense se harte uit, en dan sal selfs die onkundiges en die vreemdes wat inkom, hoor, maar God praat met my. God is besig om geheime hier in my hart aan die lig te bring. Ek glo nie hulle het vinger gewys en gesê, so sê die Here vir jou nie, jou vuil, vieslike sondaar, jy het gisteraand nog weer met 'n ander man se vrou geslaap, of iets van die aard nie, maar ek glo, as dit die geval is, sal dit ook uitkom, sonder dat die persoon noodwendig uitgewys sal word, maar sy reaksie sal waarskynlik uitwys dat die Here het diep in sy hart gepraat, deur 'n gemeente. Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, nou hier is nou, hoe lyk dit wanneer ons saamkom? Dan een ou die woord, of 2 of 3, en 'n paar sing, en ons sing maar net saam en ons neem deel aan een of ander vertoning gelewer deur 'n klompie mense voor. Soms met groot wat is die woord, egtheid en opregtheid. Maar jy weet, mens kan opreg wees, maar jy kan opreg verkeerd ook wees. Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. Laat alles geskied tot opbouing van die liggaam van Christus. Lyk ons kerk weer so? Ek hoef nie veel verder daaroor te sê nie. Kom ons kyk gou na Efesiërs hoofstuk 3. Die fantastiese brief van Efesiërs wat ek nou die dag ook aangeraak het. Ek wil net gou dit sê oor die onderlinge byeenkomste. Hebreërs praat van moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Ek het al voorheen daaraan geraak, maar baie mense gebruik dit om te sê, jy moet tog kerk toe gaan. Jy sien, want die woord sê ons moet nie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Die paradigma wat ons het, die bril wat ons op het van kerkwees, verskil totaal van wat die Hebreërs skrywer in gedagte gehad het, toe hy sê, moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Hy het meer hierdie tipe onderlinge byeenkomste wat ek nou net van gelees het in gedagte gehad, waar dat dinamiese deel van die Christuslewe in mekaar was, waar daar profesie en lering en stigting wederzijds is, en soms ook, jy weet, wanorde. Dit is deel van kerkwees, maar dit is waarvoor die broeders daar is en die susters daar is om mekaar te beskerm en mekaar te leer en ook orde te bring waar daar wanorde is, soos wat Paulus wel gedoen het. Ek wil so graag eintlik van vers 1 tot 21 lees, maar kom ons kyk net gou. Hy praat weer van die verborgenheid, soos hy tevore geskryf het, vers 4, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik
dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam. So, organiese kerkwees beteken ook, daar's nie rasseskeidings, daar's nie 'n wit organiese kerk en 'n bruin organiese kerk, of 'n swart, nee, die kerk is die kerk, die liggaam van Christus is die liggaam van Christus. Middelmure van skeidings, apartheid is uitgewis, lang voor 1993 in Suid-Afrika, of 94, daar was nog nooit enig, in Christus is daar nie slaaf, Griek, Jood, vryman, ryk, arm, bruin, swart, Arabier, Jood nie. Almal is een in Christus, want Christus woon in almal, want as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping en almal is in Christus, want ons sien niemand meer na die vlees nie, want as een gesterf het almal gesterf. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, die ou ding het verbygaan en kyk, alles het nuut geword. Want God was in Christus toe die wêreld met homself versoen het. Gaan lees maar 2 Korintiërs 5 weer. So Paulus gaan so aan en dan sê hy het 'n dienaar geword van hierdie evangelie, van hierdie verborgenheid, van die bekendmaking van die verborgenheid. Waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele, die menigvuldige, die kleurvolle prismatiese wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom, ensovoorts, ensovoorts. Hierdie verborgenheid, hierdie mysterie, hierdie geheimenis, bestaan al van voortyd af, in die hartklop van die Vader, Seun en Heilige Gees se verhouding, in hierdie goddelike romanse van Vader, Seun en Heilige Gees, wat bestaan het voordat enigiets anders bestaan het, hierdie baarmoeder van die ganse skepping. So die organiese kerk, die organiese gemeente, die organiese uitdrukking van die liggaam van Christus, is 'n voortsetting van hierdie verhouding, hierdie openbaring van die geheimenis. Dis die tipe woord wat Paulus gebring het, dis die apostoliese fondasie, is die doktrine van Christus. Die fundament, Paulus sê in Efesiërs 2:20, die kerk word gebou op die fundament van apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. So belangrik, daardie stukkie, waarvan Jesus die hoeksteen is, want ek glo, jy kan ook apostels en profete kry, wat iets anders die hoeksteen gaan maak, miskien eindtyd lering. Maar Jesus sê nie, of Efesiërs 2:20 sê nie, die kerk word gebou op die fundament van entrepreneurs en charismatiese persoonlikhede nie, soos ons so dikwels sien in vandag se kerkwêreld. Elke week klink dit vir my as daar 'n nuwe gemeente of 'n nuwe kerk wat oopmaak met die mooiste name, maar dikwels gebou op die fundament van entrepreneurs. Hierdie goed kan nooit hou nie. Die fondasie is die doktrine van Christus. What is the foundation? Wat is die fondasie van die ware kerk, van 'n organiese gemeente? Dis die leerstelling van Christus, die doktrine van Christus, en dit is wat ek reeds aangeraak het, die feit dat daar nog nooit 'n skeiding was tussen Vader, Seun en Heilige Gees, en dit daar van voor die grondlegging van die wêreld eenheid was, in 'n liefdesverhouding tussen God, Vader en Heilige Gees. Daar was intimiteit, daar's verhouding, en hierdie verhouding is wat Jesus in sy vleeswording met ons kom deel het. Dis die God wat hy aan ons kom bekend maak deur sy vleeswording. Die feit dat ons Vader is goed, ons God is goed, en God is liefde, en hierdie liefde bestaan in verhouding, en hierdie verhouding gaan voort in sy liggaam, die liggaam van Christus. Daarom is die liggaam van Christus, soos Paulus in 1 Korintiërs 12:12 sê, soos die liggaam een is met baie lede, hy praat van die fisiese liggaam, een met baie lede, so is Christus. Christus is een entiteit met baie lede. So die Christus wat ons van praat is
eintlik 'n korporatiewe Christus. Dis Jesus die hoof, Griekse woord kephalei, wat ook bron kan beteken, die oorsprong, die lewe, die lewensbron van die liggaam, wat die liggaam voed. Elke deel, elke klier, elke spier, elke orgaan, elke joint, sal die Afrikaanse woord later onthou. Dit is hoe die liggaam van Christus funksioneer. Dis die koinonia, so Paulus noem die kerk eintlik ook die koinonia van die geheimenis. Romeine 8 vers 2, ek bou graag my bediening op die begrip van die Christus lewe koinonia, of die koinonia van die Christus lewe. Romeine 8 vers 2, die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, die wet van die Christus lewe, het ons vrygemaak van enige ander wette. Van enige ander wet. Natuurlike wette, sowel as godsdienstige wette. Want ons het die ultimate, ons het die opperste wet. Die belangrikste wet van alle wette is 'n lewe, is die lewe van Christus in ons, halleluja, wat ons ook aan Vader en Heilige Gees bind. Want ons het nie 'n verhouding met God die Vader sonder Jesus nie. Ons het nie 'n verhouding met die Heilige Gees sonder Jesus nie. Heilige Gees fokus altyd op Jesus in ons. Vader is altyd ook daar om ons te herinner aan Christus in ons. En dat ons ook in sy boesem lewe net soos Jesus. Die fout wat baie mense maak in kerkbou en kerkwees is, hulle begin as 'n klein selgroepie en aanvanklik en dan gaan dit goed en die mense is opgewonde. Nou daar mag dalk, ek dink deel van die probleem is daar's nie 'n apostoliese woord regtig of 'n apostoliese fondasie nie, maar selfs al is dit daar. As die idee dan is ons het nou so gegroei in hierdie huisgroepie van ons nou dupliseer ons nie na 'n volgende huis nie, ons soek nou 'n groter gebou in die dorp, want ons moet 'n aansien in die dorp hê, ons moet 'n soort van getuienis in die dorp hê, nou kry ons 'n groot gebou en ons begin nog 'n kerk. Jesus het gesê, ons moet sy kerk fasiliteer, vir my het hy gesê, ek moet sy kerk fasiliteer, nie nog 'n kerk plant nie. So as ek ooit 'n gebou in die dorp moet, hier, sal dit dood eenvoudig wees met die doel, om hierdie organiese kerk verder uit te bou, om aan te sluit by dit wat mense graag, sê nou maar in 'n dorp, ons moet Sondag kerk toe gaan, en ons hoor hierdie ou is nou, hy preek nou daar, van die woord moet uitgaan. So dit sal die enigste rede wees as ek ooit besluit om, en ek bid nog daar, of ek ooit groter moet gaan in 'n gebou, maar van die begin af sal dit duidelik wees, dat dit is nie die doel nie, dis nie die kerk nie, die kerk is mense, kerk is vlees en bloed, en mense wat in huise ontmoet, by mekaar is, dag en nag amper, sonder om mekaar se privaatheid natuurlik te misken. So, jy mag vra, maar wat van autoriteit, jy weet, onder wie se gesag staan jy? Wel, as ons nie onder Jesus se gesag staan nie, dan wat maak dit saak, wie se gesag staan ons? Maar ek glo dat die ware apostels en profete wat opgerig word deur die Here in hierdie dae, het net een intensie, een motivering, een woord, een boodskap, en dis Jesus Christus en Christus in ons. Daarom glo ek ook dat Paulus praat van die gemeente word gebou op die fundament van apostels en profete, en dan sê hy, praat hy oor die vyfvoudige bediening, totdat ons almal kom tot die volheid van die mate van die volle grootte van Christus. Ek glo hierdie bedieninge, apostel, profeet, herder, leraar, evangelist, is vleesgeworde realiteite. It's incarnational authority. So enige autoriteit wat ek mag hê, is net Christus in my. Daarom kan ek, soos Petrus een oomblik hoor van die Here, geseënd is jy, Simon, seun van Jona. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar, jy het 'n goddelike openbaring gekry. En net in die volgende hoofstuk kan ek saam met Jesus stap en hy sê, maar ek moet oorgegee word aan die heidene en ek gaan my lewe verloor, en dan sê dieselfde Petrus, wat nou net gehoor het, hy is nou rots, hy is nou Petros. En dan hoor hy, of dan sê Jesus wat hy gesê het, en dan sê Petrus, oor my dooie liggaam, dit sal nie gebeur nie. En Jesus moet vir hom sê, wyk Satan, want jy bedink nie die dinge van my Vader nie, jy verstaan nie mooi nie.
So, dis incarnational, dis vlees geworde. My skape ken my stem, sê die woord, Jesus, terloops. Ons het almal die salwing in ons. Die nuwe verbond sê ons het nie nodig dat ander mense ons leer nie. Dit beteken nie, ons is nie oop vir lering nie. Maar ons hoef nie te gaan sit en op grond van iemand se titel, of sy besigheidskaartjie, of sy titel voor sy naam, of sy opleiding, of sy sertifikate, of diplomas, nou te gaan sit en sê, jy moet my leer. Nee, ons luister na Christus, ons hoor sy stem, en ons onderdanig aan sy stem, en sy stem alleen. Nie 'n mens nie. Sy kerk het nie gedelegeerde gesag nie. Jesus is nie hoof van sy kerk in absentia nie. Hy is teenwoordig in sy kerk. Wat is die gom wat hierdie so gemeente bymekaar hou, en daarmee wil ek eindig. Ek glo dis die wet van die Christus lewe, dis die wet van die Christus lewe in ons en in mekaar, maar dis ook 1 Johannes 1 vers 7 wat Johannes sê, as ons in die lig wandel, soos Christus, Jesus in die lig is, dan het ons gemeenskap, dan het ons koinonia met mekaar. En dan reinig die bloed van Jesus ons van alle sondes. Want natuurlik vanweë ons valse identiteit, wat sonde oor ons gebring het, wat die dood oor ons gebring het, en ons moet nou opgroei in Christus, moet ons in die lig wandel, ons wandel in die waarheid, ons wandel in die wonderlike, heerlike waarheid van die Christus lewe in ons, en in mekaar, en in hierdie eenheid, en dat daar geen skeiding is tussen God en ons nie, dat daar 'n liefdesband is tussen ons, mekaar en God, en soos ons in hierdie koinonia lewe, en dit help ons om die geestelike maskers ook af te haal. Ek het bietjie nagelaat om te sê, daar is nie plek vir geestelike maskers, godsdienstige maskers in 'n organiese uitdrukking. En dis waarom dit nie baie gewild is by baie mense nie. Baie makliker om Sondag in die kerk te gaan sit. Niemand pla my nie. Ek sit, ek luister, ek doen my ding en ek is weg. Huis toe. Maar in 'n organiese kerk kry jy met die gemors van baie mense te doen. En ons eie gemors waarmee ons moet deel, en ons moet daardeur 'n pad vind, en ons moet steeds Christus sien, hierdie kosbare skat in erdekruike wat soms stink, erdekruike wat soms vuil is, en ek bedoel nie net fisies nie, ek bedoel ook geestelik, erdekruike wat vol merke is en skade het, vanweë traumas. Maar dis die organiese kerkwees wat Jesus Christus wil hê. Maar soos ons gemeenskap het, soos ons koinonia het, is daar 'n lig wat skyn, die lig van Christus in ons, en soos ons in daardie lig wandel, wat sy lewe is, wat sy liefde is, so reinig sy bloed ons van alle ongeregtigheid en sondes. Ook die littekens wat sonde op ons gelaat word, glo ek, want eintlik die woord daar, so reinig die bloed van Jesus ons, is die woord therapeion in Grieks geloof, wat beteken terapeuties. Daar's 'n terapeutiese krag wat vrygestel word wanneer ons in die lig wandel en met mekaar gemeenskap, koinonia het. Hierdie koinonia wat vloei van God se troon, wat vloei van Christus se hart in mekaar en in hierdie gemeente en in hierdie liggaam, is daar 'n reinigende, helende, genesende impak van die Christus lewe op ons. So kan ons maar ons maskers afhaal en erken wie en wat ons is. En dit sal 'n kragvrystelling bring. Die genade van God sal sigbaar raak oor daardie groep mense. Dit sal nie altyd maklik wees nie. Ek leef nie in Lululand nie. En ek kan ook nog nie sê dat ons so 'n gemeenskap het nie, maar ons streef daarna. Ons wil dit fasiliteer, en ek wil sê, Jesus, kom bou u liggaam, ook hier in Villiersdorp in die Weskaap in Suid-Afrika, dwars oor die wêreld. Want ek dink nie ons kan net die woord preek en daarmee wegkom nie. Die woord moet vrug voortbring, en die vrug is die eklesia, die uitgeroepenis, die koinonia van die Christus lewe. Ek groet u.